Here, U woord sê, U is ons rots en ons veilige skuilplek. By U is ons veilig. En dankie dat ons vanoggend verseker kan weet, Here, dat te midde van ons omstandighede, hoe ons mag voel, U getrou is, U standvastig is, en U sorg. Dankie Here, dat ons omstandighede U nie omkant van. Dankie dat ons omstandighede nie verander wie U is nie. Here, aan U bring ons vanoggend al die eer, want U is ons bron en ons hoop. Amen. Familie en vriende van Johan, is in 'n tyd soos hierdie wat iemand soos ek glo baie ander wens, dat ek julle hartseer en julle vra met my eenvoudige mensewoorde eensklaps kan wegneem. En ek kan nie. En daarom is dit lekker om in 'n tyd soos hierdie te weet, dat die realiteit en die misterie van die dood nie vir God oorweldig nie. Ons het baie vrae. En ons is baie keer ontevrede omdat ons nie antwoorde kry nie. Baie keer oorweldig die hartseer ons en raak dit te veel vir ons. Vanoggend is dit lekker om met jou te kan deel, dat as daar nou een is wat die pyn en die hartseer werklik verstaan, dan is dit hy. As daar een is wat werklik kan troos, is dit hy. En as daar een is wat ons werklik kan vertrou vir die pad vorentoe, te midde van al die bekommernisse wat ons nou het, is dit hy. Want niks val hom oorkant nie. Daarom is my gebed vanoggend dat veral julle, maar so elkeen wat Johan geken het en hom lief gehad het, nou die Here se nabyheid sal beleef. Dat jy 'n rustigheid in jou sal hê wat jy nie eers noodwendig kan verklaar nie. Dat jy sal bewus wees van sy beskerming, sy liefde en sy voorsiening vir die pad wat voor lê. Wanneer ons so opreg in gebed tot die Here nader, dan wil ek jou verseker daarvan dat hy hier is. Hy sê in sy woord, waar 2 of meer so in my naam vergader, daar is ek ook. En daarom my opregte gebed, dat jy sy teenwoordigheid sal beleef vanoggend. Psalm 23 was een van Johan se gunsteling gedeeltes uit God se woord. En vanoggend se skrif kom uit Psalm 22 en 23. En is interessant, hierdie 2 psalms verskil nogal radikaal van mekaar. Soveel so dat ek dink baie mense weet nie dat koning Dawid beide van hulle geskryf het. En 'n mens wonder baie keer hoekom hulle so reg langs mekaar in die Bybel geplaas is. En ek dink daar is 'n baie spesifieke rede daarvoor. Maar om vir jou 'n idee te gee van hoe hulle verskil, wil ek vir jou die eerste deel van elke psalm gou lees. Psalm 22 se eerste 3 verse klink so: My God, waarom het U my verlaat? En bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie. Ook snags, maar ek kry geen rus nie. Psalm 23, net die volgende een begin so: Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde en hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Dink jy die verskil opgetel? 2 psalms met totaal verskillende gemoedstemmings. In Psalm 22 voel Dawid in die steek gelaat. Sy woorde klink na angstigheid, rusteloosheid. En jy tel op dat hy voel God het van hom vergeet. Asof God nie belangstel in sy swaar kry nie. En dan kom ons op Psalm 23 en is heeltemal anders. Hier voel Dawid beskermd en geborge. Want hy praat van 'n altyd teenwoordige God. En in sy woorde hoor ons vrede, ons hoor blydskap, ons hoor vertroue. 2 psalms wat so verskillend is en definitief nie toevallig langs mekaar in die Bybel verskyn. Want hierdie 2 uiteenlopende psalms skep so 'n mooi prentjie van ons realiteit
wêreld waarin ons leef. Ek glo vanoggend gaan jy met my saamstem. Partykeer is ons daar bo, ander keer daar. Baie van julle dink ek kan getuig van tye in jou lewe wat jy soos Dawid gevoel het in Psalm 22. God is ver. God is onbetrokke. Wie van julle, jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar ek sal eers die myne opsteek. Wie van julle was al kwaad vir God, want ek voel of God onregverdig is? Psalm 22 tye. En dan kan ons almal ook getuig van Psalm 23 tye. God is naby, ek is intens bewus van hoe hy voorsien. Ek is intens bewus van hoe hy my seën. Ek beleef sy guns. En ek is seker baie van julle het al geleer in hierdie Psalm 22 tye wat ons beleef. God is eintlik baie nader aan ons as wat ons besef. En op die einde is hy die een wat ons deurdra en sorg dat ek en jy sterker aan die kant uitkom. Vir die familie en geliefdes van Johan is hierdie in Psalm 22 tyd. Daar's baie vrae oor die lyding van kankerstryd. Daar's baie vrae oor die verlies van iemand wie se hande vir niks verkeerd gestaan het. Waarom is sy plekkie leeg? En dis die realiteit vanoggend, né? Sy plekkie is leeg. En die van ons wat hom lief gehad het, moet nou aangaan sonder hom. En ek dink Psalm 22 vers 12 sê baie mooi hoe mense nou voel wanneer hulle met God praat hieroor. Hoor wat staan daar? Moet tog nie so ver van my af wegbly, Here, want die nood is naby en daar is niemand wat help nie. Het jy al so gevoel? Verlate? Geen bron van hulp en ondersteuning nie? Die dood van 'n geliefde is 'n seer en 'n ingrypende realiteit. En hoe ek en jy as gelowiges hierop reageer en dit hanteer, dink ek bepaal nogal baie keer hoe die pad vorentoe lyk. En vanoggend wil ek jou bemoedig, want ek dink, as ek en jy besef dat Psalm 22 en Psalm 23 profeties na Jesus wys, gaan ons besef, daar is 'n ander manier om na die verlies van 'n geliefde te kyk, as wat die wêreld te doen. So ek wil dit graag met jou deel vanoggend kortliks, en ek hoop dit beteken vir jou iets. Jesus self het aan die kruis Psalm 22 aangehaal, die bekende woorde, kruiswoorde, my God, waarom het U my verlaat? En ek wil jou vra, besef ek en jy vandag die diepe betekenis van hierdie woorde, wat dit regtig beteken? As ons mooi daaroor gaan dink, besef ons, daar was 'n oomblik in die geskiedenis toe God sy eie seun verlaat het. Toe hy sy rug gedraai het op die een wat sy goddelike natuur en karakter gedeel het en weerkaats het na buite. Om deur God verlaat te wees is eintlik die definisie van hel. Dis wat die hel is, né? Verlate van God. En wanneer dit gebeur, dit het gebeur op daardie oomblik toe Jesus die vloek van al die sondes van al die mense van die wêreld op hom geneem het. En toe word hy die onheilige voorwerp van God se toorn en sy straf. Dink gou vir 'n oomblik. Wat beteken dit vir jou en vir my? Jesus, die Seun van God, word die onheilige voorwerp van God se toorn en straf. Jesus wou dit doen vir my en jou. Hy wou die vloek van sonde vir ewig van ons af verwyder, sodat ek en jy die voorwerp van God se genade kon wees. Ek wil hê ons moet so 'n bietjie dink, midde in die situasie waarin ons is, wat dit beteken, dat Jesus Christus die onheilige voorwerp van God se toorn en straf geword. Psalm 22 herinner ons aan hierdie onbeskryflike opoffering wat Jesus gemaak het. Waarom?
sodat vandag nog nie eers iets soos die dood ons van hom kan skei. Beteken dit vanoggend vir jou iets? Dan kom die Bybel en hy leer ons in Johannes 10, dat Jesus die goeie herder is, wat sy lewe aflê vir sy skape. Hoekom? Sodat ons die ewige lewe kan hê. En dit is dan presies waaroor Psalm 23 gaan. Psalm 22 begin op hierdie sombernoot, en aan die einde van die Psalm dan loofdaad, te midde van sy omstandighede, hierdie getroue God. En dan volg Psalm 23. Ek dink Dawid moes iets beleef het van wat Jesus Christus baie jare later aan 'n kruis ook vir hom sou doen. En daarom moet ons dit sê, is ook 'n profetiese psalm. Ek glo dat die Here deur sy gees Dawid so geïnspireer het om dit te skryf wat in Psalm 22 en 23 staan. Hoe anders sou hy kon sê in vers 4, al gaan ek ook deur 'n dal van dood skaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my, die stok en die staf, die vertroos my. Baie later kom Paulus en hy bevestig hierdie idee in Romeine 8 as hy sê, een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Nie dood, of lewe, of engele, of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag, of eers ons kommer oor môre nie. Jy sien, my en jou, Johan, sy goeie herder, het self deur hierdie dal van doodskade weer gegaan. Hy is in ons plek gepynig en geslaan. Nog meer, hy is in ons plek deur God verlaat. Waarom? Sodat hy vir ons in die woorde van Hebreërs 13 van vers 5 kan sê, ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nie stuur. Hoor jy vanoggend wat hy vir jou sê? Daar waar jy sit. Familie en vriende van Johan, die woord sê vir ons, in hierdie wêreld sal ons swaar kry tye, Psalm 22 tye beleef. Jy kan gaan lees Johannes 16:33 staan dit baie duidelik. Daar sal tye wees wat ons voel, God het ons verlaat. Daar sal tye wees wat ons dink, hy het van my vergeet. Hy sien nie raak wat met my gebeur nie. En die dood van 'n geliefde kan dit nogal op 'n mens doen. Maar dan kom die goeie nuus. Jesus verstaan hoe dit voel. Hy het dit self gevoel. Want hy was regtig alleen en regtig wêreld verlaat. Iets wat ek en jy nie kan sê. Mag partykeer so voel. Ons mag partykeer kwaad wees en dink, Here, jy my regtig verlaat. Omdat die Vader sy seun regtig verlaat het, sal hy ons nooit verlaat. En omdat hy die dood oorwin het, kan hy, ons goeie herder, ons nou deur elke stuk swaar kry, lei en beskerm. Maak nie saak hoe ernstig of sleg dit is. Daarom skryf Dawid hierdie belofte in Psalm 23, die laaste 2 verse van daardie psalm. U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. U verwelkom my as 'n eregas, deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Waarlik, u goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe. En ek sal bly in die huis van die Here, so lank as wat ek leef. Hierdie belofte is vir jou vanoggend. Maak nie saak hoe jy voel nie. Maak nie saak hoe jou toekoms lyk nie. Maak nie saak wat jou omstandighede vanoggend is. Dis 'n goeie herder wat self deur die dal van doodskade weer gegaan, wat dit vanoggend vir jou sê. Johan was geliefd. Sy familie het na hom verwys as Johan, Joens, oom Johan, baie mense het hom so genoem.
Sy kleinkinders het hom genoem Oupa Fix, ja, want hy kon enige iets regmaak. Hy was pa vir klein Johan, ekskuus Johan, ek het gehoor is klein Johan, so ek sê dit nou maar so. En Jaco het hom selfs aangespreek, hoor ek op sy radio roep sy, Jaco, gaan nie daai ding probeer uitspreek. Daar sê, dit is presies. En as jy nou hierdie tafel voor my kyk vanoggend, sal jy sien, hy het verskriklik baie stokpertjies gehad. En ek hoor, hy het verskriklik graag oor hulle gesels. Hy was so passievol, dat hy kon met jou gesels, en dan gaan eet, en as hy terugkom, daar waar hy opgeloop, kon hy aangaan. Hy het presies geweet waar hy laas sy gesprek gestop met jou. En jy kon sy kennis oor dit alles maar toets. Of het nou modelvliegtuig was, visvang, die radio's, maak nie saak nie, daar is niks wat hy nie geweet het. En hy het dit graag met jou gedoen. Hierdie is vir my vertel, en daarom sê ek dit met permissie, hy was 'n liefdevolle korrelkop, met 'n pinkie-naal wat stemmiestampie botteltjies mooi kon oopmaak, as jy daaruit verbou drink. En jy vra hom nie om hy naal te knip nie. As hy gery het, en daar was 'n oop venster agter in die kar, en hy jou gou dit laat toemaak, dit was 'n groot nee. En nog 'n groot nee, was harde musiek in sy huis, het altyd blykbaar gesê, julle gaan die mure en die dak laat kraak. Hoekom onthou ons hierdie ding? Ek glo, dat in Johan se afsterwe, lê daar vir elkeen van ons die aanmoediging, om die heel beste te maak van die tyd, wat vir jou nog voor, tyd wat ek en jy nog het, op hierdie aarde, om voluit te leef, soos wat hy geleef. Wat 'n beter manier is daar om te besef wat jou roeping is in Christus. Om Christus na te streef in sy karakter. Met ander woorde, om, soos wat Johan gemaak het, ander mense te kom dien. Lief te hê en 'n voorbeeld te stel. Nou is die tyd wat ek en jy, wat deel is van die liggaam van Christus, wat het sê, wat het bely, nou is die tyd wat ons na mekaar kan uitreik. Wat ons mekaar swaar kry sien en aanbied om te help. Maar ook, Elna, wat ons die vrymoedigheid neem om na mekaar uit te reik en te sê, ek het jou ondersteun. Dit is hoe die liggaam van Christus werk. Nou is die tyd vir families en vriende om hande te vat, om Johan te onthou en sy nagedagtenis te eer. Ek gaan vir Steve vra om voor te kom en vir ons 'n eerste huldeblyk te kom lees en daarna sal ek ook. Dank julle. Ek lees graag vir julle die huldeblyk van Nadia. Oupa Fix se deel in die lewe het as so in Johan begin. Hy het 'n trotse oupa geraak en toe Oupa Fix geword. Terwyl Nadia in die huis was, het oupa naderhand met haar spaarsleutel op sy kar rondgery. Dit is maklik om te kom help met 'n sleutel as 'n deur te moet inbreek by die voertuig. Oupa het ook slim vir Nadia geleer om eers haar ligte af te sit en dan die kar af te sit. Want volgens hom het dit die battery skade gemaak as jy net eers die ligte afsit en dan die voertuig. Maar stil, weet ons dat hy was maar net is om weer wat met kom jumpstart as hy die battery laat afloop het. Tot vandag toe nog, vra maar elke keer vir my, het jy onthou eers die ligte af te sit, voor jy die kar afgesit het. Te danke aan oupa, het ek geleer om nie bang te wees om nuwe dinge aan te pak nie. Leer daaroor, pak dit vol sloop aan. Oupa was nie bang vir werk nie. As hy eers op sy knie afsak, en hy brilletjie opsit, dan moet jy weet, nou word daar konsentreer. Oupa is 'n fokusmode. Maar Elna het keer op keer erken, dat sy ook nooit iets niets kan kry nie. Want Oupa Fix het altyd ons gefiks. Oupa Fix was nooit iemand vir die limelight nie. Hy het stil in die agtergrond dinge laat gebeur. En soos ons alle laat algemene man, het jy nie vir hom 3 maande na die tyd herinner om
muur te gaan regmaak, of die karretjie te gaan regmaak, of die ding wat ouma wou reggehad het te gaan fix nie. Dit was lank al klaar gedoen. Stories was oupa se gunsteling ding. Hulle moes klaar. Of jy nou met die Here val en dink jy gaan hom aflei, sy stories moes klaar. Hy was 'n stil man, maar as hy daai storie aanpak, kyk, dan kon hy vir jou in diepte verduidelik waaroor dit gaan. Oupa het die ding met deeglikheid aangepak en dit was reg of weg gewees. Oupa se motorhuis en die ou gatkamer was nou nie regtig netjies nie. Maar behoed jy siel, as jy nou sy te mekaar gaan te mekaar maak, want hy het geweet waar enige spykertjie en skroefie en tang is, hy sal hom dadelik ongeluid haal. Hobbies en speelgoed kon ons seker niemand van vertel nie. Dis duidelik. Sy nuwe uitdagings was altyd daar en 'n gadget om hom mee besig te hou. Gewere, karretjies, vliegtuie, visvang was maar net 'n paar van sy liefdes. Ek persoonlik sal nooit vergeet die dag wat hy dan by ons kom kuier met sy 30.6 en trots hom uitgehaal het, die eerste skoot die dong raak geslaan het op 300 meter en ek lag hom gesê, dis dalk net 'n lak skoot gewees. Na 'n paar jaar sy gesukkel het hy daai tweede skoot afgetrek, hy weer gesing na die dong, hy het ewe trots sy geweer in die sak geneem en gesê, hy is nou klaar geskiet. Hy wou net vir my wys, hy kan dit. Eet was oupa se gunsteling. Kyk, hy kon vir jou lekker eet. Hy kon 'n skaapchoppie eet wat die vet spat. En hy vingertjies elke keer in 'n ander rigting. En nadat hy daai mond gaan afvee en hande gewas het, het hy stil so in die geselskap by elkie gekry. Oupa was een van die geduldigste mense wat ek ken. Oupa kon vir ure lank met iets stoei tot hy dit reg kry. Hy het nie baie kwaad geraak, net vir die vissersbote by die see stroop, want hy kon nooit die groot visse vang nie. En die mense wat hom in die pad aanjaag, jy moet nie agter hom staan vir hom sy dit vinnig ry. Hy het 'n spesiale stel tekkies gehad as hy gaan visvang, sodat hy nie op die rotse gly nie, en hulle was altyd nat as hy op pad huis toe kom. Oupa het altyd gehelp, of het ons kinders was, die familie, die vreemde linge langs die pad. Toe oupa bedleerd was, het ons op een slag bederf met 'n hoopie ontbyt. Net om uit te vind dat hulle nie aflewer om uit bly nie. Nadia het die bestuurder gebel en gesê dis vir Johan Smit. Die vrou het dadelik gesê dis geen probleem nie. Hy het haar eendag met haar motor langs die pad gehelp. Sy ry gou persoonlik met haar kar om die broodjie te vat. So het ons dieselfde storie gekry van die ou by wie ons die spesiale matras bestel. Selfde storie, totale vreemdeling. Oupa was vir ons 'n oupa, 'n pa, ijskoelers vol gestaan van 'n leermeester, 'n skouer om te huil, 'n oupa vir ons kinders en vol bederfies vir die kleinkinders. Ons gaan oupa se stories en soene baie mis, rustig. Dankie Steve, Nadia. Ek gaan vir ons nog so 2 of 3 huldeblyke lees, en dan as daar enige iemand is wat iets op die hart het om kortliks te kom sê, dan gaan ek geleentheid gee, jy is baie welkom. Johan, waar begin ek? Jy was my lewensmaat vir 30 jaar. Jy was 'n steunpilaar vir my, Nadia, Steve, Jaco, Marie-Louise en kleinkinders. Jy was altyd bereid om almal te wil help en mense te wil leer, en dinge moet werk en planne te beraam, ons oupa Fix. Jou sagte en mooi hart, en al die wonderlike herinneringe, tye, vakansies, wat ons saam met jou gehad het, sal vir altyd met ons bly. Ons sal die mooi en lekker tyd saam vir ewig in ons gedagtes en harte vasgevang hou. Nou kan jy rus sonder pyn en bekommernisse. Die Here het jou kom haal. Niemand kan voorbereid wees vir wat die lewe inhou nie. Rus sag by Jesus se voete. Ons Vader het 'n korrelkop oomie met 'n sagte hart bygekry. Dankie aan ons Hemelse Vader vir al ons voorregte wat ons vandag hier kan deel. Eerstens wil ons Raymond en Jaco en bure bedank wat die aand daar was om die ambulans te reël in Johan Hospitaal te doen. Baie dankie vir Pieter Visagie wat die ambulans so vinnig kon reël. Die dokter en die personeel in Bloemfontein en hier in besonder vir Steve en Nadia wat Bethlehem toe gery het. En direk agter die ambulans aan tot in Bloemfontein. Daar het hulle 2 nagte vertoef om ondersteuning vir Johan te kon gee.
Johan, Nadia en Jaco, baie dankie vir al die reëlings en waspis, en besonder Karen en Shaal en die versorgers. Suster Karen wat so gereeld besoek afgelê het, en die geestelike ondersteuning vir die familie wat sy so mooi vir elkeen van ons deurgegee het. Baie dankie vir die laaste minute wat jy daar was vir ons. Jy is 'n wonderlike suster met soveel empatie. Residentia en personeel wat op die einde dit so sag en gemaklik gemaak het en hanteer het, dit word opreg waardeer. Sy vriende wat hom gereeld besoek het en bydraes gemaak het, julle het 'n groot verskil in ons familie gedoen. Dankie almal wat skenkings en donasies gemaak het. Martens, Diekie, vir jou luisteroor en personeel met die besonderse goeie wyse wat julle dit hanteer het en met al die ondersteuning. Soveel begrip en net te kon help waar julle kan. Julle is 'n pyp begrafnisondernemersdienste. Baie dankie ook aan die Hoeksteen gemeente wat bereid was om vir ons die dienste kon behartig en die gebruik van die saal hierna. En dankie vir al die oproepies, boodskapies, drukkies, die mooiste blomme van Babersbaai lede, dit word opreg waardeer. Dan ook al die mense wat bereid was om ver te ry, baie dankie. Baie dankie vir Soniska wat altyd daar is vir my, jy is my regterhand en linkerhand. Honie, Annetjie, baie dankie vir dit wat julle so mooi en sag van Johan se lewenspad vir ons kom uitbeeld voor die kansel, as ook met die voorbereiding van eetgoedjies en die tee hierna. Dankie vir al die eetgoed wat almal bygedra het, ons waardeer dit. Steve, dankie vir die mooi skyfie vertoning en herinnering wat jy so moet uitbeeld, Marie Louise vir die bystand en ondersteuning. Hier in besonder wil ek graag vir Jaco baie dankie sê, hoe hy in die beste van sy vermoë met samewerking van Johan en Nadia die finansiële kant kon hanteer. Ek vra om verskoning vir wie ek dalk nagelaat het om te bedank, maar wees verseker hoe dankbaar ons as familie is. Dit kom van Elna. My liewe vriend Johan Joens, ons het mekaar op 'n vreemde manier ontmoet. Dit is 'n lang storie. My kamermaat Lizet was ook van Klokkelaan. Ons het baie saam met jou huis toe gery. Ook was ons saam by die Tegniese College as studente. Ons het mekaar so leer ken en ek het jou motormeganiese sketse vir jou geteken, want dit was lekkerder as leer. So skei ons paadjies, maar na 5 jaar beland ons weer op dieselfde plek, Pretoria. Daar was 'n klop aan my woonstel deur, en soos gewoonlik maak ek oop en sê ek wil niks, ek stel nie belang nie. Jy het jou voet in die deur gedruk en daar het ons kuiers in Pretoria begin. Nooit ooit het 'n man by my kuier met 'n bos van veeriggange liere. Dit was baie spesiaal. Ons het ook baie saam gedans en jy het my letterlik van my voete afgedans en gedraai. Al wat ek kon vra is dat jy my nie moet los as die orkes ophou speel nie, want ek sou nie op my voete kon staan nie, so dronk was ek gedraai. Dit was lekker. Jy het weggeraak en was terug Klokkelaan toe ensovoorts. Ek is weer terug vanaf Pretoria na 4 jaar en wie loop ek toevallig raak in Bethlehem, net jy. Jy het baie by my ouers op die plaas gekuier en natuurlik net gewere en patrone gesels. Jy was 'n familievriend van die Grylings. Jy het selfs die troukaart vir my broer se troue gekry. Jy was altyd daar om my raad te gee en te help met die koop van 'n voertuig en ander dinge. Baie dankie. My vriend, ek is jammer vir tyd wat verlore gegaan in die laaste tyd. Die ergste waar ek jammer is dat ek nie daar was om jou las ligter te maak nie. En nie geweet jy is siek nie. En dan kon ons net weer saam gesels oor die lekker sorgelose dae van ons jeug. Ek is jammer, want dit voel of ek jou in die steek gelaat het. Mag ons eendag weer ontmoet. Rus en vrede, Yvonne Greiling. Ek gaan vir jou aanvra om vir ons na vore te kom om die bedankings te praat. Het is net nog middernag en ek skalf as die papier en bloes mekaar in donker. Ek kon gar nie slaap nie, dit is al daar. Want ek moet iets sê en nie net alwees bedankings nie. So begin ek te skryf van die hoop dat hierdie skreeuw my sal help om te slaap. En meer belangrik, dat ek dank en die waardering wat so oorweldigend is. Namens Pa en die familie kan weggedraal en afdien van julle. Dankie. Eerst sal ek net opdraag vanoggend aan die Getuie Kaap. En dan was lang stil vriende. En jongens, gistermiddag berede en dan die Getuie op
Stel hom aan die kap om die op. So ek wil graag dankie sê vir die volgende. Liefde, geduld, ondersteuning, gebede. Sonder liefde sou pa nie so mooi versorg gewees het nie. Geduld. Die laaste 9 maande het my geleer, ek het geen geduld nie. Maar die mense rondom pa en Johan het. En geduld is inspirasie vir my. Gebede en ondersteuning. Elkeen se boodskap, se oproepe, dit was oorweldigend geweest. As 'n familie kan ons sê, dankie genoeg vir elkeen se liefde en ondersteuning in hierdie tyd nie. Mama, dankie. Dankie vir elkeen. Dankie vir die moeder. Van die gewer het ons ontvang die gawe van 'n toegewyde vader, broer, oupa, vriend en lewensmaat. Mense kom en gaan, maar hul mooi herinneringe bly bestaan. So sal ons hom altyd onthou. Vir 68 jaar is hy aan ons geleen. Sy stem het stil geraak toe God geroep en sy wil bekend gemaak het. Ons wie agterbly sal berus dat Gods wil vir ons die beste is. Ons treur nie sonder hoop nie, maar verheug ons in die gedagte dat ons eendag weer saam sal wees. LA is fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA is fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside, and I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself, I am, I cried, I am.
it's Saturday night. You're all dressed up in blue. I've been watching you a while. Maybe you've been watching me too. So somebody ran out, left somebody's heart in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they want a handsome dad, or some good-looking Joe. There are some girls like a sweet-talking Romeo. Well, round here, baby, I learned you get what you